Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met die skrywer Eben Venter, wat onlangs die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Hertzog Prosa Prys gewen het vir sy boek Decima. Ja, ons gesels bietjie oor Decima, maar ons gesels ook oor skryfwerk en ons vind bietjie meer uit hoe dit met hom gaan. Goeiemôre Eben. Goeiemôre Pierre. Lekker om jou vanmôre op die program te hê, Eben. Kom ons begin eers met die boek by Decima. Hierdie is sover jou mees omgewingsbewuste werk, kan 'n mens sê. Dis uit die storie se oogpunt uit die van mens en dier. Dis 'n merkwaardige stuk boek. Vertel vir ons asseblief hoekom die verskillende oogpunte, die verskillende mens-dier manier van kyk na goed. Ja, weet jy, ek bly al sedert in 1986 in Australië en ek het hier onder die indruk gekom van die uitwissing van seldsame spesies. In die opsig staan die kontinent van Australië voorop. En toe begin ek meer en meer lees oor die aanslag op renosters vir hulle horing vir sogenaamde mediese doeleindes. En toe gaan ek op Mpumalanga toe na 'n groot renoster wildplaas. En wat vir my interessant was daar, was hoe Petronel Nieuwoud, die direkteur van hierdie renoster weesplaas, vertel van hoe die wit en die swart renoster verskil en hoe die renoster kalfies, die weeskalfies, as hulle daar arriveer, hoe jy as ware na die kalfie moet luister om vir jou te sê hoe jy daai spesifieke diertjie moet hanteer. En op die manier het ek begin dink ek wil vir die renoster self in die storie 'n stem gee, sodat die mense, die leser as ware in die renoster onder sy of onder haar vel inkom en vanuit die renoster se oogpunt kyk na hoe sy behandel word, wat haar geskiedenis was, daar's sulke time traveling in Decima en op die manier het ek het vir die renoster self Decima is die groot renostermoeder en ek stel haar self aan die woord en dis een van die vele stemme in die boek. So ook skep nie net bewusmaking nie, maar is ook 'n lekker leesboek. Maar jy het nou weer genoem en geraak aan van die navorsing waar jy oral was. Hoe lank het jy gewerk aan die boek en hoeveel navorsing gaan in so 'n boek in? Jennifer, ek het vir al hierdie boek het ek het lank navorsing gedoen daaroor. Ek wou graag Hong Kong toe gegaan het, maar toe breek die COVID-epidemie uit, want ek wou gaan kyk het wat is die eindbestemming van die renosterhoring. En soos julle mag weet, is dit veral in Vietnam en in China, waar hulle die renosterhoring vir mediese doeleindes aanwend. Daar is 'n manuskrip uit die 16de eeu, dit heet Materia Medica, en daar is 'n resep vir die oorverhitting van die liggaam, en in daai resep is een van die bestanddele is renosterhoring. So ek wil Hong Kong toe gaan, maar toe breek COVID uit. So ek het baie van my navorsing op Google gedoen, en dan was ek natuurlik self oral in Suid-Afrika. Ek het met veldwagters gepraat. Ek het baie naby gekom aan 'n stroper, 'n renosterstroper, maar dis ook 'n tipe van 'n riskante wêreld wat jy betree. So, maar in Mpumalanga het 'n veldwagter my gevat na die villa van die groot kingpin, die groot baas van ek dink hy's nou oorlede, maar die groot baas van die renosterstropers syndikaat in daai provinsie. So ek het ook baie populêre tydskrifte gelees oor renosterstroping en dan akademiese artikels oor die renoster, wat hulle eet, hoe hulle werk, hoe hulle dink, om dit so te stel. En ek het dieper en dieper in die storie ingekom en ek het baie daarvan gehou. Ek moet sê, dit was vir my geweldige, bevredigende navorsing. Ewen, jy praat so oor die navorsing en nie net die feit dat jy die storie vertel uit mens en dier se oogpunt nie, maar ook uit die verskillende sye van die verhaal aan die menslike kant. Die feit dat jy selfs by 'n stroper gaan kers opsteek het oor hoe sy lewe is. Ek dink as 'n mens hierdie boek lees, Jennifer sê net dis 'n lekker lees, maar dis nie 'n maklike lees nie.
'n mens as jy gemaklik is met ou kolonialistiese ervarings, as 'n mens gemaklik is met sosiale onreg, as 'n mens gemaklik is met onbereikbare familieverwagtinge, as mens gemaklik is met armoede, dan kan jy dalk hierdie boek gemaklik lees, maar dis nie altyd 'n maklike boek om te lees nie, want jy vat hom van elke kant af. Ja. Ja, weet jy, ek wou nie dat die boek gaan oor 'n renosterstroping nie, want daar's baie sulke boeke alreeds geskryf, redelike sensasionele boeke wat ook 'n plek het op 'n boekrak, maar ek wou wel daar's twee renosterstropers in die boek. Die een is, hulle is albei verskriklik arm. Die een is swart en die een is wit. En ek wil graag ook onder hulle vel inklim en kyk, waarom doen hulle dit, jy weet? Nou, hierdie ouens het geen werksmoontlikhede nie, hulle is albei arm, hulle moet in die geval van die wit ou, hy moet 'n gesin onderhou. En toe is ek ook na Sangoma toe in Motherwell, buitekant Gqeberha. Dus Motherwell is een van die oudste townships in Suid-Afrika, en ek het met die Sangoma gaan praat teen betaling. Maar sy het gou agtergekom ek is nie 'n ware kliënt in die sin, sy het gesê, dis is 'n scenario. Maar ek wil vir haar vra, wat sou sy doen as 'n ou na haar toe kom en hy sê vir haar, luister, ek wil vanaand die reservaat, die Addo Olifantpark binne gaan en ek wil 'n renoster gaan doodskiet en die renosterhoring afslag. En ek wil by haar gaan hoor watter tipe van advies of leiding sal sy vir so 'n persoon gee. Sjoe, dit is om al die kante van 'n storie te sien, veral so emosionele kwessies soos renosterstroping vat nogal baie. En geen wonder dat jy die Hertzogprys vir prosa gewen het nie. Vertel my 'n bietjie net gou ter afsluiting. Baie geluk eerstens. Maar vertel my, so 'n prys, wat sal so 'n prys beteken? Wat gebeur na 'n mens 'n Hertzogprys gewen het? Wel, toe ek dit hoor, was ek vir die eerste paar dae baie bly. Dit is seker vir die Afrikaanse skrywer die hoogste vlak wat jy kan bereik. Dis nie die rykste prys in Afrikaans nie. Maar dis 'n mooi klompie geld, veral in Suid-Afrika. In Australië is dit bietjie minder. Maar ek dink dit gee geweldige gravitas, gewellige gewigtigheid aan jou boek, jy weet. En mens kry ook 'n 18 karaat goue medalje, en die vader weet wat ek daarmee gaan doen. Ek het al op sene aanradings gekry wat ek daarmee wel kan doen. Maar nee, ek is geweldig dankbaar teenoor die akademie vir hierdie erkenning. Baie geluk met die toekenning. As mense dink renosterhoring is eintlik duurder as goudprogram. So sterk maar reg medalje. Ja, maar baie dankie dat jy vanmôre die tyd gevat het om met ons te gesels en weer eens. Baie geluk. Baie dankie, Pierre. Ja, gaan lees Decima. Wat jy ook al doen, dis 'n heerlike boek om te lees. Soms bietjie uitdagend, maar 'n heerlike lees.